iemand vanoggend wat nie lekker is nie? As julle weet, laat weet net vir Christine, ons sit dit op die gebedslysie en dan donderdag tree ons in vir ons mense, vir Piet hulle daar aan die kant, Wagense mense dan ook 'n slag hier, en ek weet nie wat is die ander plek se naam? Roining. Ja, toen julle dit gehoor van dit. Nou, wat is die rede, wat is dit oor ek nou te hard praat? Hulle sê hulle kan nie hoor toe gesit is En ek wil nou net sê, hier staan nou oor sitplek leeg. Wat is hierdie storie nou? Maar almal baie welkom. Ek ken die afkondigings is maar presies dieselfde. Ons moet nie vergeet van die 28ste Februarie, dan is Dr. Frikkie Engelbreg ons hierso. Hy die Saterdag gaan hy by NG Kerk optree. Dit is baie kosbaar. Die wat nie weet, daar agter is 'n plakkaat met die inligting. So laat dan kan jy meer uitvind. Dit kos net R100, maar dis 'n papier wat jy moet print. Dit kos R100 by bietjie hulle. Die res van die goed kos niks. So dis baie insiggewend, regtig waar. So moenie mis. Verder is ons gewone Woensdag. Hierdie Woensdag wil ek nogal vir u werklik uitnooi. Ons praat 'n bietjie oor die hel. Dis 'n lering rondom die hel. Laat ons 'n bietjie meer kennis rondom dit kry en insig om te besef dat soos ek daar op die groepie gesit het, die woord van die Here praat 404 keer. Is daar versies oor die hel, maar niemand praat daaroor. Ons lewe asof ons net hierso permanent gaan lewe. So in 198 daarvan praat die Here en hy waarsku. So wat die Here Jesus vir onsself waarsku net uit die boek Openbaring uit. So dan moet ons nou weet hoe 'n groot saak dit is. So moenie mis nie. 10:00 Woensdag. Ons saai dit nou uit of sit dit op die groepie, maar dit is soveel beter as jy by ons kan wees. Dit is so lekker, want na die tyd kan ons vra en al hierdie, dis baie lekker. En dis baie nodig mense, werklik dis baie nodig. So en dan donderdag is gewoonlik, ons bid hier, dis ons pilare vir die gemeente, ons bid hier, waar ons tyd met die Here maak, en dat ons kan, want die gemeente staan op gebed, op intercessors, nie oor wat ons hier, of ek hier praat, of wat ons doen nie, maar oor die intercessie. Dis waarop hierdie pilare staan van hierdie gemeente. En dis wat die Here soek. Hy soek manne en vroue wat wil bid en intree. Vrydag kan jy ons kom lekker saam sing, maar ons sal nie nou Vrydag nie, ons gaan so bietjie weg, so ons gaan donderdag 4:00 gaan ons voorsang oefen. So verder dink ek daar is iets nee, ons bid vir Tannie Marie wat terugkom, die wat op die paaie is, ek weet nie wie is almal op die paaie nie, so maar ons tree in vir elkeen. En dan gaan ons, na die diens gaan ons lekker eet. Julle sal moet eet, asseblief moenie huis toe gaan nie, hier is klomp kos. Ek kan nie met my suiker raai klomp goed op eet nie. So asseblief spaar my lewe. Amen. Frans, sal jy vir ons open? Sorry dat ek nou nie eens vir Frans gevra nie, maar hy is altyd gereed. Kom ons sluit ons oop. En het wordt uit van je salf van je hand. Je hebt ook wat vragen van het afgesproken. Je is niet niet op totaal dat je het zal passen dan. Je moet alles zo maken. Je kan makkelijk aan. Maar je hebt zeggen dat je ook zegt van de harde is dan. Het zijn paar wat ziekers, die lekker is die middag. Hou er vast. Het is altijd weer open. In Jezus naam. Amen. Amen. Daar sê ons groet ook som al ons klomp kykers wat ingesaai is en ingeloer is in wat ook al. Nou kom ons staan en ons sing lekker saam uit ons hart en bors.
Kom ons wag net so 'n bietjie, selfs ek net so ietsie wat ek graag met ons wil deel, van die Here op sy hart gelê het. Goeiemôre mense. Ek staan vanoggend hier op by die huisaltaar en die gedagte kom met my. Ek het mos hier gestaan ou jaar na nuwe jaar. Die begin van 'n nuwe jaar. En nou staan ek vanoggend hier die begin van 'n nuwe maand. Gisteraand toe maak ek die woord op. En ek kry hierdie opdrag uit Jeremia om vir julle te sê. Nou moet julle luister na die. Ek het 'n opdrag gekry. Gaan staan voor in die huis van die Here en praat met die mense wat na die huis van die Here kom om te aanbid. So sê die Here, julle moet luister en my wil doen soos ek dit bekend maak aan julle. Julle moet luister na wat my dienaars vir julle sê. Bekeer julle van julle verkeerde lewe. Dien my en smeek my om genade. Dan sal ek julle straf herroep. Dit beteken ook dat hy jou sonde sal vergewe. God is 'n God van liefde, genade, as jy gehoorsaam is. Glo in die krag van God en sy woord. Vertrou op hom. Moenie twyfel nie. Dis die woord wat ek vanoggend vir julle moet aanbeveel. Die krag van God. Môre almal, ons groet mekaar. Voor jou, agter jou. Almal welkom môre. Ek gaan lekker so. Jesus, baby,
Dan sê ons is vanmôre dankbaar. Ons is dankbaar dat ons vanmôre hier in die huis van die Here kan wees. Dit is 'n voorreg. Ja, dit is 'n voorreg mense om so in die teenwoordigheid van God te kan sit. Daar's geen beter plek as die teenwoordigheid van God. Mense, is dit nie lekker? Dis lekker man. Dis lekker, want dis die enigste plek waar jy verander kan word. Is in sy teenwoordigheid. As jy nie in sy teenwoordigheid kom nie, wanneer ons bid, wanneer ons lofprys, wanneer ons gemeente kerk toe kom, as ons nie in sy teenwoordigheid kan kom, sal daar nie verandering in jou lewe kom. Onmoontlik, want God is die een wat verandering bring. God is die een wat lewe bring. God is die een wat antwoorde gee. En dit wat ons vanmôre sing, en dat ons praat oor, God is die een wat die twyfel uit ons harte uit kan wegvat. Dis net hy. Ek wil vanmôre so 'n bietjie gesels oor die belofte van die Here en ons wat maar as mens gedurig twyfel. En ons weet vanmôre dat die Here nooit te laat is. Hy is altyd betyds. Altyd betyds. Al voel dit vir ons. Ek weet miskien vanmôre sit jy in jou hart met iets wat jy vir die Here gevra het. En ek glo dat elkeen wat as jy vra nie, dat jy 'n zombie man. Of jy's mors dood in jou gees. Yes, en solank as wat ons asemhaal, glo ek daar's lewe. En ek hoop daar's lewe. Regtig waar, verstaan jy vanmôre dat ons moet vra. God wil hê ons moet vra. En vanmôre sit jy vanmôre dalk met dinge wat jy by die Here gevra het en wat jy nog nie die antwoord gekry het. Miskien het jy gebid vir 'n werk of 'n huweliksmaat of 'n whatever ook al. Ons vra mos klomp goed mense. Ons vra mos baie dinge. Ons vra vir deurbraak. Ons vra vir die Here, ek wil meer van U hê. Daar's baie vrae. Ons soek man. Solank ons kan soek en solank ons kan vra, dan raak ek opgewonde. Maar as jy stil raak, dan moet ek ook saam met jou bekommerd raak. Verstaan jy? Dan is daar 'n probleem. En so vanmôre wil ek praat oor hierdie wonderlike belofte wat God vir ons gee. En as daar nou een is wat sy woord nakom, dan is dit ons Vader. Ons as mens, ons lief. Moet nooit, dis hoekom hy sê, moet nooit beloof nie, want jy kan nie jou belofte nakom. Jy weet mos nie wat môre inhou nie, en dan lê daar 'n belofte en hy hang in die lug. En God gaan van jou rekenskap eis oor 'n belofte wat jy gemaak het en nie nagekom het nie. Nie net teenoor hom, maar ook tussen ons as mense. Ons het mos 'n manier om partykeer vir ons kinders te sê, pa beloof man, pa beloof ek sien jou môre. En dan het daar iets voorgeval. Nou hang hier 'n belofte. Of ons maak beloftes in ons huwelik, ons maak beloftes in ons werkplek, wherever, maak nie saak waar nie. Maak ons beloftes en God sê dat jou ja en jou nee wees. So moet maar nie beloftes maak nie. Ewen die ja en nee is eintlik al klaar 'n sterk belofte, want die woord is vir ons mooi. Gaan terug op jou woord. As 'n mens, my pa het altyd gesê, al wat ons kan hê is ons woord. So as ons hier meer 'n woord kan hê nie, dan het ons eintlik maar regtig niks, want dan begin mense twyfel in jou as mens. Verstaan jy so? Dis vir my baie belangrik. Nou vanmôre praat ek so 'n bietjie oor die belofte wat God teenoor Abraham gemaak het. Jy moet van hier's mooi dinge wat hier uitkom. Ek is altyd opgewonde. Jongens, ek lees die hele Genesis 15, 16, 17 en loop eindig om daar by 21. Moenie worry nie, ek gaan hom nie lees. Maar die hele storie loop tot by Genesis 21 van vers Genesis 15 af. En dan sommer hier vroeg in Genesis wat God met Abraham gepraat het. Jy sien as God sy oë op iemand het, dan kan jy maar tussen die sondaars sit. Jy kan tussen goddeloses sit. Want jy sien, God sien 'n mens se hart raak. Wie, dis vir my so kosbaar. God sien 'n hart raak tussen sondaars. Jy kan tussen goddeloses sit. Jy kan, man, soos ek wat in die bar rondgeloop, God het iets gesien. Jy kan vrot van die dwelmsgees. God het iets gesien. Verstaan jy? Jy kan, man, in watse omstandighede wat goddeloosheid aanbetref, kan jy sit en God sien iets raak in jou.
En dis wat God gesien het. Hy het gesien, wie dat in die wêreld het ons partykeer meer en sterker beginsels as wat ons het as ons by die Here uitkom. Dis vir my partykeer sleg dat ons beginsels laat vaar wat ons in die wêreld gehad het as ons by die Here uitkom. Dan wil ons nou 'n lewe soos wat ons nog nooit gelewe het iemand. Jy het uit 'n huis gekom waar daar mooi beginsels en sterk waardes was en nou skielik as jy by die Here uitkom, dan gooi jy jou waardes weg, jy gooi jou beginsels weg en jy probeer en jy lewe soos een wat glad nie vir God ken nie. Verstaan jy vanmôre mense, so God kom en hy sien 'n Abraham. Hy sien vir Abraham. Nou ons weet Abraham se naam was 'n bietjie anders gewees, maar maak nou nie saak nie, dis waaroor ek wil praat. Hy sien vir Abraham en hy sien hier 'n man wat in hierdie goddelose wêreld tussen vriende en familie en goddeloosheid, hy sien hier 'n man met sterk waardes. Hy sit tussen die sondaars, maar hier's iets wat vir God trigger rondom Abraham. En God kom besoek hom in 'n visioen en hy sê vir hom, Abraham, kom uit, trek uit, weg, kom trek weg uit hierdie goddelose uit. Kom weg, los jou familie, los jou klomp vriende, los al hierdie klomp pelle, los hierdie goeders, los dit agter. Ek gaan vir jou, ek wil vir jou wys, ek gaan vir jou 'n land gee. Is dit nou God, as hy 'n belofte maak, maak hy 'n belofte en hy kom 'n belofte na. God kom 'n belofte na. Nou as jy vanmôre sit met iets wat die Here dalk vir jou gesê het of beloof het of in jou hart ervaar of jy gevra het, maak nie saak nie. God sal sy belofte solank dit rondom sy skrif is en nie uit sonde en hebsug nie, sal die woord, sê die woord van die Here, sal hy vir jou kom brood gee. Hy sal vir jou iets kom gee. Hey, maar ons moet vanmôre moet ons wakker wees. Vanmôre moet jy wake up wees, papa. Vanmôre moet jy wake up wanneer die Here wil praat. Ons het ons vanmôre waar so tjalle. Ons het ons gehoor wat die Here wil praat en ons moet luister vanmôre. Vanmôre moet jy nie dood in jou gees wees. Anders gaan jy iets mis, want jy gaan juis op daai punt kom van dood in die gees. Want die Satan kom roof by jou. Terwyl jy vrek is in jou lewe. Vrek is in jou gees. Satan beroof en dan gaan jy hieruit. Soos wat ek nou wil so Woensdag praat oor jou en jy het niks geërvaar nie, want jy wou niks gehad het nie. Jy het maar net kerk toe gekom. So kom vrek nie hier nie asseblief, daar's 'n begrafplaas. Ek is baie ernstig oor dit. Moenie kerk toe gekom het omdat jy maar hier wil wees of moet wees, omdat ek daarvan nee. Môre wil die Here vir jou sê, ek wil vir jou iets gaan wys, Abraham. Ek wil vir jou gaan wys wie is ek. Ek wil vir jou die land gaan wys wat ek in gedagte het vir jou. Is dit nie 'n belofte nie? Jou vrae, jou smekinge, wat jy ook al vir die Here, verstaan jy? God het gehoor, dis nie asof hy nie hoor nie. Hier's iets persoonliks en hy sê, kom Abraham, maar los die wêreld, los jou pelle, los jou klomp vriende. Hierdie goed is soos naalde man, soos vishoeke. Hulle sit en hou jou terug. Verstaan jy mense, ons moet begin om te los wat die wêreld ons bied. Wie is pelle en vriende, wat net man, wie hulle is soos parasiete. Hulle sit en teer op jou godsdienstigheid. Hulle teer op jou verhouding met God. Hulle sit en hou jou terug. Laat hard uit daai vishoek, laat hy 'n slag bietjie saffer. Ons is vinnig om te help en te gee en te wat. Los man, God is besig. God wil vir jou iets en hierdie mense te hou jou terug. Hierdie mense te hou vas vir jou en jy moet beer vorentoe, want daar's 'n Kanaan. God het vir jou 'n belofte, iets vir jou mooi. Hy sê, Abraham, los hierdie klomp pelle van jou. Los hierdie verdomde familie wat jou so terughou. Los hulle man. Ek het vir jou iets, verstaan jy? God het vir jou iets en jy sal dit nooit kan ontdek of hoor as jy nie klaar maak hier waar jy in die sonde tussen vriende, pelle en goed sit nie. Hoe lyk jou vriendekring vanmôre mense? Hoe lyk jou familie wat rondom jou rondhang? Is dit mense wat jou wil los?
Is dit mense wat saam met jou op pad wil stap, of is dit mense wat net teer op jou as kind van God? Op die einde van die dag dan verval jy weer in 'n sondige lewe. Dis belangrik mense, dit wat ons hoor en dit wat ons beleef, dit wat ons sien uit 'n vriendekringe moet vir jou opbou. Dit moet jou opbou. Dit breek nie af nie. Hey man, 'n mens wat goddeloos praat, is nie my vriend nie. 'n mens wat God lasterlik praat, is nie my vriend nie. 'n mens wat God nie liefhet, is nie my vriend nie. My familielid dieselfde. As jy nie die Here liefhet, jy sê vir my familie, jy kan in wat familie wees, maar rondom my soek ek jou nie. In my aroma, in my aura soek ek jou nie. Verstaan jy, want ek wil gaan waar die Here vir my wil gebruik. Verstaan jy, want die Here het in 'n visioen ook vir my gesê, in 'n visioen miskien vir jou gesê, verseker die dag wat ons die Here aanneem, sal die Here vir jou sê, ek het 'n droom vir jou. Verstaan, jou siel is net gered om hier te kom sit nie. Ek het 'n droom vir jou man. Verstaan jy, maar ons moet God vat op sy woord. Jy sien, so met die tyd, en hier gaan in kort het die Here met nou Abraham gepraat en hom, maar jy sien, iewers in nou Abraham se lewe, het God vir Abraham gesê, Abraham, ek gaan nou nie hele history van Abraham, dit is nie waaroor dit gaan nie. Abraham, ek gaan vir jou die vader van vele maak. En nou hoor ons nou hier op 199. Ek wil nie nou eers kinders hê nie, wat nog van op 199 die arme vrou. Ek wil al hier op 30 gestop. Verstaan jy so? Ek verstaan 100% toe Sarah nie lag raak. En Abraham ook dink, joh, Here, verstaan jy, hier kom dan nou twyfel. Ek was daar nog daai tyd kon ek dit daar, maar nou raak dit daar moeilik. Nou raak dit moeilik. Ja? Verstaan jy, dit is outomaties wie ons God, want ons God is 'n God van wonders. Oh, halleluja. Ons God is en niks is vir hom onmoontlik. Weet, dis wat vir my nie lekker. Maak nie saak wat jou situasie is vanmôre. Niks is vir my God en vir jou God onmoontlik. Ja, vir hulle niks. Dis my God. Ja? Dis my God. Niks. Nou dis normaal want die Here sê ek gaan hierdie Kanaan. Dis die land, trek hom deur want ek gaan dit vir julle gee. Dis 'n belofte. Jou kinders gaan hier ingaan. Ja? En hier op hierdie hoë ouderdom, nou is daar meer teenkanting en maar die Here het gesê, hier's mense, hier's stamme, hier's nasies wat jou gaan aanval. Hoor jy wat ek vanmôre sê? God het 'n belofte gemaak, maar hier is mense, hier is vriende, hier's belle, hier's wat ook al, wat jou probeer weghou van die belofte van God af. God het gesê, ek gaan vir jou 'n menigte maak, en jy daar die land Kanaan gaan joune wees, en hier's oorlog. En wie, ek glo, ons almal, jy het iets vir die Here al gevra, want as jy niks gevra het, dan weet ek jy wat maak nie, pragtig. Ek vra elke dag vir die Here, maar ek het net geleer dat God sy tyd het om vir ons te antwoord. En een ding wat die Here, wie ons God, ons moet nie probeer uitwerk, hoe werk God se gedagtes. Jy gaan net flop man. Jy gaan flop. Jy gaan die toets dryf. Want God se weë en sy gedagtes is nie myne nie. Nou probeer Abraham. Hy wil nou, Here, U het 'n belofte, ek weet, was dit nou 'n visioen. Nou begin ons. Die Here het vir my in 'n droom gegee, wat ek vir julle gesê het, keer maar so op stadion, en wat ek net so en almal val onder die krag van die Here. Nee, ek die gees van die Here, vandag weet ek die gees van die Here, maar ek het al begin wonder, Here, U het dit toch vir my gegee, want hoekom kom die ding aan mekaar op? Ek glo dat die Here vir elkeen van ons ietsie gegee het, wat miskien nog nie plaasgevind het nie. Nie net in die geestelike, maar ook in dit wat jy op 'n ander gebied miskien gevra het. Dit het nog nie plaasgevind nie, verstaan jy? Nou kom daar twyfel. En weet wat vir my die mooi is, dat God verstaan.
En ons weet dat twyfel sonde is, maar God verstaan, want God rek hierdie ding uit, dat enige mens later sal dink, joh, het ek reg gehoor, al wat ek nog kry, is net aanslag, en aanslag, en aanslag. Oh, halleluja man, Jessie, wat wil jy nou beklei so? Ek moet beklei, nou wees jy. Ons het almal 'n geestelike oorlog. Ons almal moet opstaan vir die Here. Verstaan jy so? En Here, maar ek moet nog net beklei. En ek is alleen. Waar is die nasie wat U vir my beloof het? En weet wat mooi, wat sê die Here? Hy sê daar is so mooi. Moenie bang wees. Lees die hele Genesis van Abraham se goed. Hy sê Abraham, moenie bang wees. Want jy sien, God sien, hy het nou hierdie saak 'n bietjie lank gerek. En daar kom nou twyfel by Abraham. Daar kom twyfel by ou Sara. En God sê, moenie bang wees. Moenie bang wees, want wie, hoekom? Want ek staan tussen jou en die vyand. Ek is tussen jou en die droom. Ek is tussen jou en die vyand wat hierdie visioen, hierdie droom wil kom steel. Ek staan tussen jou. Ek is daar. Moenie bang wees, ek is daar. Kry jou fokus reg. Verstaan, as ons hier teen die see loop, sit maar net by Christine verkyker leen. Jy sien niks. Niks, ek het hom geprobeer. 'n lied sê nou vir my. Sy sê daar op daai eiland, waar is tieners wat julle die leeu wat gesien het? Lied sê vir my, keep our country clean. Staan geloof daai bord op daai eiland, met die verkyker. En toe ek loop, toe sê ek so waar en wrag. So, kerkvrouens, ek weet nie van die manne, was daar in Sierleeuw gewees. Maar ek het geloer en gefokus. Kry jou fokus, en ek kry ordentlike verkry. Kry jou fokus, verstaan jy? So met die tyd raak jou verkyker mos. Man, ek bedoel, Charles se oors is anders as myne. So ek kan mos nou nie deur sy oë kykie, want hy laaste die verkyker gebruik. So ek wil nou weer die ding instel volgens my oë. Is dit nie so nie? Ja man! Ja, ek kan mos nou nie hoor by Babie. Gee toch jou verkyker, laat ek haar sien waar. Nee, jy gaan niks sien nie, want Babie sien niks nie. Mense, kry ons fokus reg. Fokus op die Here. Ek weet dat twyfel bring, hy bring ongeloof in jou lewe. Hy bring onsekerheid. Maar om te kan hoor as die Here sê, hey Abraham, ek is by jou man. Ek is tussen jou in die gevaar. Kry net jou fokus weer reg op my. Stel jou verkyker reg. Wie ek glo dat elkeen van ons, as jy so hoor, dan voel jy daarom weer so 'n bietjie bemoedig. Maar dis daarom ook nie dankie. Dan kom depressie maar weer in. Dan voel ons maar weer. Nou Abraham lê daar in sy tent. Hy relax daar in sy tent. Ek dink hy relax. Want soos ek 'n vrou ken. Bloed. Dan dink ek amper 'n groter sluk water as wat ek moet. Hy het seker in sy tent gelê, sê dankie Here dat ek net vir die dag kan afsluit. En Sarah maak my klaar. Sarah druk op, hoor by jou God. Sarah druk op, Abraham, hoe oud raak jy nou? Jo, verstaan jy hier in die nag, dan raak ons wakker. Die Satan maak jou wakker of God maak jou wakker. En dan lê die twyfel. O Here, jy weet mos van daai ding wat ek gevra het. Ek het nog in die deurbraak. God weet. Hy weet. Abraham, Here, jy weet mos, kyk, jy sien tog gee ons Sarah met die hele dag gas. Ek kan nou ook nie meer nie, wragtig. Ek sien al so uit as dit nag is, dat ek net een kan lê, want dan slaap seker ook nie meer by mekaar nie. Ek sal mos nie met soos 'n druppende kraan wat die Bybel. Jesus, die genade. Nee, daar moet mos rustigheid kom, man. Hier, verstaan jy? Om so aan mekaar, ek sien hier is nog 'n redelike reaksies van ons mans aan. Amen.
Die druppende kraan wat ons nie wil los. Yes. Hoorie wanneer ek het ook nie 'n mens in hierdie huis wat vir my hierdie dak sal regmaak het. Hier was ook nie 'n mens wat hier. So bly dit net 'n mens. Verstaan jy, so 'n arme man. Maar ons los dit, ons gaan weer 'n preek gee oor die arme man. En weet jy, God kom besoek weer eens vir Abraham waar hy in sy tent lê. Na al hierdie dinge wat die Here vir hom gesê het, sê God vir Abraham, Abraham kom uit man, weer in 'n visioen. Kom uit. En nou Abraham stap uit. En hy sê, wie wat God herinner ons net so partykeer, ek het nie vergeet. Ek het gehoor. Ek wag net vir die regte tyd. Ja. Dis ons. Joh man, wie ek raak in my hart opgewonde. Wie ek wil maar sommer huil as ek praat oor God. Hy het gehoor. Hy sal in sy lewe ons nooit vergeet. Ons is spesiaal en kosbaar vir hom. Na die regte tyd. Partykeer bid ons in ons finansies lyk bitter sleg. Maar op God se tyd, want ek het al gesien, as hy vir my daai tyd die geld gegee het, dan het ek 'n klomp gemors geloop koop. Maar op die regte tyd hanteer ek die geld van die Here reg. Ek het eers volwasse geraak. God het my 'n paar dinge geleer. So in alle opsigte wat ons die Here vra, daar's 'n paar dingetjies wat die Here eers in plek wil kry in ons lewe. Waarvan ongeloof mos een van die grootste is. Twyfel. Nou, maar as jy in jou hart, as jy in jou hart die Here ken, man, dan staan ons, man. Ons staan, en as daar dinge kom, dan weet ons, man. My God het gesê, hy sal en hy sal. Hy sê, Abraham, kom uit die tent uit, man. Want hier in die tent is jy besig om vir jou dood te maak. Hierdie tent. Jy's besig om jou dood te maak. Jou gedagtes is besig om jou te vermoor en te versmoor. Jou gedagtes is besig om vir jou te beroof van iets wonderlik. Want dis jou gedagtes wat vir jou dinge laat kwytraak en sê van wie God en nee God het nie. Verstaan jy, dis wat as jy kom uit jou tent, kom uit jou gedagtes. Kom 'n bietjie, hy sê kyk op. Kyk op. Hy sê sien jy die sterre? Dis ons God. Hy sê sien jy, tel hulle vir my asseblief, Abraham. Hierdie per nou 'n job. Nou het jy 'n job. En daar's nie mis nie. Dis in die oop veld in die woestyn. Nou gaan jy hierdie sterre, tel hulle vir my. Ons kan mos nog hierso sê, nee, Here is dan mistig vanaand. Ek sien niks. Nee. Jy's daar op niks op plaas. Daar's nie mis gewees. Tel hulle vir my. En Abraham sê, dis onmoontlik, Here, is te veel. Hy sê nou, dit wat ek vir jou gesê het in staan nog altyd, Abraham. Is nog altyd so. Soos daai sterre, so gaan jou nageslag wees. Abraham is effens uitgesort. Sy depressie is so 'n bietjie onder beheer. En net toe hy nou begin groei in die Here, toe is dit vroulief. Dis waar ek verstaan wat Adam gevra het. Here, hierdie vrou wat U vir my gegee het. Here, ek het nou so mooi. Ek het die sterre begin tel en ek besef. Hier Sarah. Waar is daai kind? Waar is daai kind wat die Here nou hoe dit die Here sal voorsien. Moenie vir my nou verder vertel van die Here sal voorsien. Waar is hy? Het jy hierdie huispoles gesien? Dis wat twyfel bring, huispoles. Het jy gesien wat ongeloof dit bring? Huispoles. Dit bring stryd. En nou besluit Sarah, want daar moet 'n erfgenaam kom, vat my bediende. Jesus, daai tyd kon hulle dit nog gedoen het, moenie dit nou meer doen nie. Party van ons manne hardloop maar met, dankie Vader, hierdie Sarah maak my klaar, dat ek maar oor die draad kyk vir iets beter. En dis mos nou net so, toe is die Hagartjie, is mos nou swanger, en nou is Hagar
nie meer 'n bediende nie, sy is nou die huisvrou. Die woord sê daar, so nou begin Koggel sê vir Sara, en kyk hier die huismoles, van nie staan op die woord van die Here nie, nie staan op die belofte, hier is huismoles, Hagar begin nou, sy is nou chief in charge, sy sê nou vir Sara, was die vloer, ek weet nie of die vloer is, ek het nog daai tak, maak skoon die tent, ook Abraham se nou, want die woord sê, sy het gesien dat sy swanger is. En die oomblik toe sy sien dat sy swanger is, toe begin spot sy. En weer is Sara, hier weer by Abraham. Het ons nie nou daar gelees in die woord, wat die woord van die Here sê, en Sara het vir Abraham gesê, gaan in by my slavin, gaan maak daar 'n kind, want daar moet 'n nageslag kom. Sy het so gesê, sy het dit so waar is dragtig, toe die kind, die hoor, Hagar is swanger, jy het rondgeloop. Dis hoekom ons praat van die boeke, en boeke om 'n vrou te verstaan, los. Dien maar net die Here. Hier is nou huismoles oor hierdie klein, so waar, ek wil net getoets het, sê sy dan, of jy regtig by Hagar sal ingaan. Met 'n druppende kraan, ek doen enige iets later om net, ek vlug, Hagar, kom, jy sê, ek wil net vir Sara nou is hier moeilikheid, soveel so, dat nou Hagar vlug, want Sara gee vir haar gas, Sara begin gee vir haar gas, en Sara en nou Hagar vlug in die woestyn in, en kyk, jy sien, God het 'n belofte aan Abraham gemaak, en ongelukkig toe Hagar swanger raak, is die belofte nou ook op Hagar, want dis Abraham se nageslag, so dis nou Sara en dis Hagar, dis die Christendom en dis die moslim, dis die twee broers, van tot vandag toe, want die woord van die Here sê, hy sal 'n wilde donkie wees, Ismael, en as ons vandag kyk, dan is die moslim 'n wilde donkie, hulle is hard, hulle is liefdeloos, ek sê nie daar as hulle by die Here uitkom, prys God, maar anderster is dit liefdelose, harde mense, hulle loop met hierdie wraak en haat, teenoor kinders van die Here, hulle haat Isak se nageslag, hulle haat Abraham se kind by Sara, hulle haat die kinders van die Here, dis waaroor die hele oorlog vandag gaan, is tussen twee broers wat mekaar haat, man, en alles het begin, daar in die woestyn wat ons nie gewag het op die belofte van God nie, kyk waar loop draai hierdie ding, tot vandag toe is die naderheid daarvan, dat twee broers beklei teen mekaar, want albei die belofte, julle sal ewig, julle sal groei, julle sal net so baie wees soos die sterre. Maar wie God het ook die slavin, het God lief. En die ou Hagar vlug woestyn toe. Kyk wat kom die Here daar in Genesis 16. En die Here vra vir Hagar, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres af. Wie ons God het daarom wonderlik. Hy los jou nie. Hy verstaan jou ongeloof. Hy verstaan as ons wegvlug van ons omstandighede. Hy kom en hy kom vra wat maak jy? Waar vandaan is jy? Wat maak jy? Hoekom is jy hier? God is in 'n gesprek met die mens. Hy los nie, hy kom gesels met jou, hy wil met jou praat, hy wil hoor, hoekom is jy hier? Wat het aanleiding gegee dat jou geloof geval het? En dan wil ek vanmôre terugkom. Ons het hierdie twee gevalle. En dan weet ons in die woord van die Here, wat ons lees en ons sien hoe God Sara ook toe gebless met 'n kind. En God kom en hy sorg hierdie huismoles uit.
Maar daar's een wonderlike en een pragtige ding waarvoor ek vanoggend met u wil gesels. Net voor ons klaar maak. Jy sien, toe die Here met ou Abraham gaan sit, hoor baie mooi vanmôre, hoor baie mooi vanmôre. Toe God vir Abraham herinner aan sy belofte. Dis soos wat ek en jy vandag na 'n prokureur toe gaan en ons stel 'n prokureursbrief op. Dis 'n kontrak, 'n ooreenkoms. Hoor mooi vanmôre. Hier is vreeslike iets moois. Soos wat ons vandag 'n kontrak sal op met 'n rooi seël en dis geteken en dis wettig en as jy dit nie gaan nakom nie, is daar 'n probleem. Eise kan teen jou gestel word en. Nou daai tyd was daar nie so ding nie. Ons lees daarin dat ek net gou die teksie kry in Genesis 15 vers 11. Nou daar's 'n vreeslike baie mooi ding. God kom by Moses, by Abraham. Daar waar in die woestyn. Daar waar Abraham sit weer met hierdie gedagtes. Here, daar's twyfel. Here, daar's ongeloof. Wie God kom na hom toe? Dis ons God. Dis ons God. Yes, ek is opgewonde oor my God. Ja. Ek is opgewonde. Hy sê daarso, Abraham, en hy sê vat hier my behalwe die voëls, vat hier 'n paar diere wat ek wil hê. Nou dis hulle kontrak daai tyd. Vat hier 'n paar diere wat ek wil hê jy moet vir my slag. Maar jy moet hulle in die middel deursny. En die een helfte moet jy hier neersit en die ander helfte moet jy daar neersit. So dis halwe kop, halwe dit alles. Sit een deel hier, een deel. Die duwe los jy. Dit hoef nie geslag uitmiddel deur. Maar die diere, die skaap of die bok of die wat, sit hulle daar bees, sit hulle vleis aan een kant neer. En Abraham doen dit. Hoor, wie is dan? Ja, wie die Here het so 'n mooi manier om te kom bevestig wat hy vir ons sê. Nou, en Abraham doen dit. Maar nou staan daar in vers 11. Hoor mooi wat die Here, want Abraham weet, dis die manier hoe hulle 'n kontrak gesluit het in daai jare. As die een wat dit nie ooreenkom nie, dan sal dit met jou gebeur. Dit beteken, jy kan my middel deurkap. Eindelik kan jy my doodmaak, as ek dit nie nakom nie. Dit was die betekenis van hierdie twee stukke vleis aan een kant. Dit was die ooreenkoms. So as jy dit nie nakom nie, kan jy middel deur gekap word. Nou moet ons mooi hoor. Nou moet ons baie mooi hoor. Kom ons luister gou sterk hierdeur. Maar, nou sê vers 11 vir my, kyk, hoor hierso. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af. Daar kom roofvoëls, want God het gesê, hier's 'n belofte, maak dit vir my. Maar voordat God kon kom om sy kontrak te kom teken, toe kom daar roofvoëls wat probeer om hierdie vleis te kom steel. Hoor jy wat die Here sê? Daar kom roofvoëls. God het vir jou 'n ding gesê. God het vir jou 'n belofte gemaak. God het 'n ooreenkoms met jou aangegaan. Ek gaan jou seën. Ek gaan dit vir jou doen, want dis wat sy woord sê. Ek gaan dit doen, maar toe kom daar roofvoëls of hulle en dit kom steel die woord van God. Dit kom steel voordat, jy sien die Satan probeer deur die roofvoël is niks anderster as die Satan wat vandag in ons kerk is nie. Dis niks anderster. Hoeveel vandag sit in die kerk as daar bidure of tyd is wat ons met God moet maak? En jy sit met ware aanbidding in jou hart. Jy kom kerk toe om werklik iets te kom kry. Jy kom om te kom soek by die Here. Mense, hoe kan die belofte van God waar word in jou lewe as jy nie ernstig met God is nie? Want die Satan kom roof. Hy kom steel jou aanbiddingstyd. Hy kom steel jou lofprysing. Die roofvoël kom vreet. Hy kom vat weg voordat jy hierdie kontrak met God, sodat voordat God hierdie kontrak met jou, probeer hy om te steel. En hoeveel van ons sit vandag in die kerk, wat hier binnekant leeg voel?
Want jy het nie die kontrak geteken nie. Jy het dit nie gevat nie. Daar's niks nie. Die roofvoëls het gekom steel. Jou gedagtes was baie ver, behalwe in die huis van die Here. Toe jy moes gebid het, dus jou gedagtes baie ver. Wanneer jy stil raak, dan kom die roofvoël en hy kom praat in jou gedagtes. En terwyl jy bid, sit te dink jy aan ander goeders en jy's nie besig, jy's nie intiem besig met die Here nie. Terwyl jy hier moet sit en die woord van God moet hoor, dan kom die roofvoël en hy kom steel voordat dat hierin kan gaan. Mense, ons kan dit in mekaar se lewens sien. Ons opkoms na die huis van die Here, daar's geen liefde nie man, want die roofvoëls het die liefde vir die huis van God gekom steel. Ons menseverhoudings, verstaan nie vanmôre, die roofvoël kom steel die liefde van die Here uit jou hart uit. En dan sê die Here, maar toe Abraham die roofvoëls wegjaag, dit staan daar. Ek en jy het 'n plig vanmôre om te bly staan op die belofte van God. Ons het 'n plig in ons gebedtyd. Jy sien, as ek intiem en in diepte na God soek, dan sal die roofvoël nie waag om naby jou te kom nie, want my gebed jaag weg. Hy jaag weg, man. Verstaan jy, as ons deel en as ons praat hier oor die Here en in jou gedagtes bly, Here, ek soek vanmôre. Ek is nie net hier so om te kom nagmaal gebruik nie. Ek soek 'n oplossing, Here, en jou gedagtes is vas, man. As jou huwelike gemors is, as jou situasie, finansies is gemors, en jou lewe is gemors, en alles is gemors, en jy voel soos 'n Hagar wat daar iewers in die woestyn sit. Kyk wat sê die Here hierso, so mooi. Daar in Genesis 16, vers 13. Hagar sê dit van God, want jy sien, die Here ontmoet daar in die woestyn, waar sy sit en ween. Ween beteken waar ons voor die Here oopmaak, man. Wat ons harte oopmaak voor die Here, en vir die Here kan sê, Here, dis soos ek voel vandag. Ek sit met hierdie twyfel. Ek is weggejaag uit my huis uit. Ek is weggejaag tussen my geliefdes. Ek is weggejaag uit my land. En jy het vir my gesê, kom hier naartoe. Verstaan jy, ons sit vanmôre miskien met klomp vrae, maar daar is nie antwoorde nie. Verstaan jy, geheim is om te ween voor die Here. Ons moet huil voor God. As ons nie huil voor God, dan kan daar nie verandering kom nie. Wie wat sê die Here, wat sê Hagar? Die sondares. Die Egiptenaar, want dis wat sy was. Sy was 'n slavin tussen die kinders van die Here gewees. Hoeveel kinders van die Here sit vanmôre hier en beteken niks vir die koninkryk van God nie. Hulle laat voel die wêreld soos Hagars. Soos slavinne. Hier sit die Egiptenaar, 'n vrou en sit en ween en sê huil. Kyk wat sê sy hier. Mense hoor wat sê sy hier in hierdie versie. Sy sê, U is 'n God wat sien. Die oomblik toe die Here Jesus haar ontmoet, daar waar sy sit. Nou sê sy verder, hoor net hier. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Ek het hom, hoor hierso. Hoor wat sê, ek het hom gesien wat my sien. Is dit vir u net so kosbaar? Ek het hom nou gesien wat my gesien het. Mense, weet wat se krag is in daai sinnetjie? Ek het hom ontmoet wat my gesien het. Nie net die probleme nie. Toe ek hom sien, toe sien hy my probleme raak. Hy weet. Is dit nie mooi nie? Ek het hom gesien wat my sien. Hy het my raak gesien. God los jou nie, man. God het jou nie weggegooi nie. Hy het 'n belofte vir jou. Hier, ons is vandag met die nagmaal besig. Hy het 'n belofte. Ek kom terug. Ek kom terug. Dis 'n kontrak wat hy gesluit het. Hierdie
keer nie met vleis nie, maar met homself wat aan die kruis hang. Wie wat mooi is in daai stukkie. Hy sê Abraham het in 'n visioen in 'n diepe slaap ingegaan en toe kom God weer in 'n visioen. Maar jy sien wat hier mooi is, God stap self in 'n rook, in 'n vuurkolom in vlamme, want dis soos 'n berg Horeb wat Moses hom ook ontmoet het, in vuur en in vlamme. Ja, vuur van verteer man, vuur wat wegvat, vuur die Heilige Gees, vuur man. Jy kry vuur in jou man. Jy kry vuur man. Want as jy vuur het, jy alles. Die Heilige Gees, dis vuur man. Jy sien die vuur vra nie vir jou om saam met hom hierdie kontrak te sluit nie, want hy weet jy sal dit nie kan hou nie. Hy weet, hy sê in die vuur, terwyl is hy wakker vanmôre, terwyl ou Abraham in 'n diepe slaap is, kom die vuur. Die Gees van God en hy stap deur hierdie vleis, tussen hierdie vleise deur. Dis die kontrak en hy verbrand. Hy vra nie Abraham kom stap saam deur, nee, want jy kan nie 'n kontrak nakom. Jy en ek kan nie 'n ooreenkoms nakom. Ek sal alleen stap deur. Ek wil vir jou wys. Dis daardie God. Dis daardie God wat Hagar ontmoet het. Dis daardie God wat Hagar ontmoet het. Ek het nou hierdie God gesien wat my gesien het. Sy het ook daar gesit. Oorgegee. Ook getwyfel aan die belofte van die Here. En sy sê ek het hom gesien. Ek het hom gesien wat my sien. Mense, is dit nie kosbaar? Is dit nie vanmôre een van die wonderlikste gedagtes om te kan weet, om God te ontmoet? Mense, los al die ander. Ontmoet hom, dat sal jy sien. God sien jou. Die vuur sien jou. Die vuur is by jou. Die vuur is saam met jou. Dis die belofte. En die vuur wil herstel. Die vuur wil die kontrak teken. En die vuur het die kontrak geteken. Hy het 'n belofte gemaak. Ek kom terug. Hy het 'n belofte gemaak dat die wat myne is, behoort aan my. Hy het 'n belofte gemaak, ek vergewe julle sondes. Hy het 'n belofte gemaak, hy sê ek dink nooit weer aan jou sondes nie. Hy het 'n belofte gemaak, hy sê ek bedek jou sondes. Ek maak dit toe en ek verwerp dit in die see. Hy het 'n belofte gemaak, soos wat hy met die verlore seun 'n nuwe kleed aangetrek. Hy het 'n belofte gemaak, nou behoort jy aan my. Dis die belofte. Dis myne, jy's my eiendom. Verstaan jy vanmôre? Ons behoort aan hom, want die God wat Hagar gesien het, is daardie God wat God wil hê, jy en ek ook moet sien, sodat laat ons kan sien, hy sien ons. Hy sien ons. En deur sy kruis, sien jy die kruis? Hier is die pad. Hier is die vleis. Hier is die pad. Hy stap tussen deur en hy teken sy kontrak. Die bloed van Jesus wat gevloei het. Net soos wat daar bloed gevloei het met daai lammers of daai diere wat geslag het. Vanmôre is ons weer deel van daardie bloed. Ons is deel van daardie brood. Ons is deel daarvan, ons is deel van hierdie kontrak. Prys die Here. Amen. Kom ons sluit ons. Here, ons is dankbaar dat ons vanmôre deel van u bloed kan wees. Deel van hierdie kontrak. U is die een wat storms kom stil maak. U is die een wat vir ons help om weer ons fokus in te kry. U is die een wat ons help om weer ons gedagtes op die kruis te kry. O, ek prys U. U is die een wat die water vir ons oopbreek as ons daar in die woestyn sit. U is die een wat ons oë oopmaak soos 'n Hagar en U wys vir haar, hier is 'n fontein. Hier is lewe. U wys vir gesinne dat ek is betrokke. U wys vir ons dat U deel van ons lewe is. Van ons besluite. Al wat ons moet doen vanmôre, ken hom in al jou weë.
en hy sal ons paaie gelyk maak. Here, laat ons leer om rustig te raak. Hierdie wêreld jaag ons so. En die vyand, die Satan weet presies as hy ons kan jaag, Here, as ons kan besig, dan bring daar vrees en ongeloof en ons dink nie meer aan die belofte wat U vir ons gegee het. Here, ons kan ook 'n groot nasie. Want ons is deel van Abraham. Ons is deel van daai nasie. Deur dit wat ons sê en dit wat ons doen, elkeen siel is 'n groot nasie wat ons inbring. Al is dit net een siel, Here, is dit 'n groot nasie. Ons is deel van die groot nasie. Ons is deel van die belofte. As ons harte vanmôre vir U gee en sê, Here, kom trek in my lewe in en maak my nuut, Here. Maak my gedagtes in my hart nuut vanmôre, Here. O, ek prys U. Want daardie bloed kom suiwer. En daardie bloed kom vat weg en reinig. O, ek prys U vanmôre daarvoor, Here. Matteus 15 sê vir my so mooi vers 7 tot 8. Hy sê julle loof en prys U met julle monde, maar julle harte is baie ver van my af. Daar's 'n aanklag van God. Ons praat van die Here. Watter mammon het gemaak dat jy vanmôre nie hier is? Dis nie siekte nie. Dis nie waarvan die Here praat. Wat het gemaak dat jy vanmôre nie in die huis van God is? Hier is God se liefde, waar sy kinders by mekaar. God kan nie jou probleme uitsorteer, maar jy wil lewe maak soos jy wil nie. God kan nie vir Port Nolloth change, maar ons maak soos ons wil nie. Ons staan skuldig voor U, Here. Prediker 5 vers 1 praat U oor hierdie oorhaastige aanbidding. Te haastige tyd met U. God soek nie spoed nie. Ons moet stil wees op ons knieë voor Hom. Sagaria 3 vers 1 praat van hierdie sataniese aanvalle, waar ons besig is om te bid en tyd te maak met die Here, waar die roofvoël kom en hy kom steel jou tyd. Hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer ontdek ons van Hom. En daardie wil die vyand beroof, hy wil dit steel. Vader, as ons vanmôre in hierdie nagmaaltafel sit, dan wil ons besef vanmôre, daar's 'n kontrak geteken met ons. Daar's 'n ooreenkoms wat U met ons aangegaan het. En U wil dit nakom en U sal dit nakom met die wat na U soek. Die wat na U soek. Amen. Kom ons kerkraad, kom vorentoe. Ons kan vanmôre een ding besef, mense, dat hierdie brood en hierdie wyn kom van God, man. Die Here sê so mooi in sy woord, hy sê, gebruik dit daagliks. Wie as jy in die oggend opstaan, vat dit, man. Gebruik nagmaal. As jy nie aand op slaap, gebruik nagmaal. Want dit gaan oor die gedagte wat dit wat Jesus vir ons kom doen. Ja, mense. En as jy ons daardie kan besef, dan wil ek nie ophou nagmaal gebruik. Ek wil soos ou Petrus roep en sê, Here, nie net my hande en voete nie, my hele liggaam. My hele liggaam. Want dis hierdie bloed van Jesus wat my reinig. So my hele liggaam moet hierdie bloed inkry. My hele liggaam, want ek wil skoon wees voor U. Ja, mense. Ja, die brood. Elke oomblik wys die Here, hierdie brood, hierdie liggaam is gebreek en ek het dit vir julle gegee.
Christine het dit ook mooi in hierdie week gekry en ek wil dit vandag gepraat het. Hierdie brood is gebreek, gaan deel dit uit vir die mense. Moenie net dit vir jou hou nie. Hierdie liggaam is nie net vir my gebreek nie. Dis vir die kerkraad gebreek. Dis gebreek vir die gemeente. Dis gebreek vir elkeen wat God aanroep, is hierdie brood gebreek. Dis sy liggaam. Gee dit vir iemand anders. Moet dit nie net vir jouself, want dis te kosbaar. Dis te kosbaar om dit net vir jou te hou. Jy weet, daar's mense wat nog nie die Here ken. Jy weet. Tine sal jy vir ons 'n gebed doen. Ons sluit die oog. Ons Vader, dankie vir die voorreg wat ons vanmôre het om aan die tafel te kan sit. Here, dankie vir die liefde. Die liefde wat U geopenbaar het in ons almal om ons hier bymekaar te voeg, Here. U liefde vir die seun wat U vir ons gegee het. Here, dankie vir die brood wat U liggaam is en die wyn wat U bloed is, Here. Dankie vir die gee daarvan, sodat ons U altyd sal onthou. U naam sal wil. Amen.
saam met ons beweeg elke dag en maak dat ons in die wil kan wandel. Here gaan met die week soos wat gaan ons gaan vir die week. Here gaan so saam met ons in die week. Ek bid in die wonderlike naam. Amen. Amen. Kom ons staan en sing lekker saam. Ons wil die liedjies verander. Ons sou hierdie nou gesing het, maar ek voel in my gees dat ons hierdie een sal sing. Vader, mag ons nou in hierdie vrede en hierdie liefde van U gaan, my God. En Here, mag ons soos ou Hagar vir U daar by die put ontmoet. En sê, ek het hierdie God gesien wat my gesien het. Dankie Here dat ons vertroue op U kan stel. Dankie Here dat U deur daardie vuur gestap het, tussen daardie vleis deur. En hierdie kontrak met ons ooreengekom met Here Jesus aan die kruis. Waar ons vanmôre kan weet, U is op pad om U bruid te kom haal. U sal ons nie daar in die woestyn soos Hagar los nie, Here. Nee, Here, U sal ons nie in ons toestand los nie. U sien ons raak, Here. Want U is die Alfa en U is die Omega. En daarom loof en prys ons U vanmôre in Jesus naam. Amen. Kom eet en drink saam met ons lekker. Kan die gemeente net so sit asseblief? Ons net gou ietsie afhandel asseblief. Ja.